Sportnuus vanaand, Dr. Ngubani Makubu is die nuwe kommissaris van die Inkomstediens. Visverkopers sê die vis is skaars en kopers min tydens 'n gewoonlik besige seisoen. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. President Cyril Ramaphosa het Dr. Ngubani Johnston Makubu as die nuwe kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aangestel. Makubu se termyn van 5 jaar begin op 1 Mei. Sy aanstelling volg na 'n eenparige aanbeveling deur 'n keuringspaneel wat deur die minister van Finansies Enoch Godongwana byeengeroep is. Makubu volg Edward Kieswetter op, wie se 2-jaar kontrak einde van die maand verstryk. Dr. Makubu has worked on the formulation of the SARS strategic direction since 2020 and has actively worked to implement the Vision 2024 strategy together with the current and outgoing commissioner. President Ramaphosa expresses his appreciation and high regard for Commissioner Kieswetter's incisive and innovative leadership that has positioned SARS as a critical enabler of fiscal stability, social delivery, trade facilitation, and the enablement of domestic and foreign investment. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die ad hoc komitee se tydperk verleng om die beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Die komitee se nuwe sperdatum is nou die einde van April met die vorige termyn wat einde Maart ten einde geloop het. Die DISA sê die komitee moet einde van die maand aan die nasionale vergadering verslag doen. Sy sê die komitee se mandaat bly dieselfde as ook die lede wat daarop dien. Terwyl die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag in die Wes-Kaap voortduur, het weermaglede ook in die Oos-Kaap aangekom. Hulle sal van môre af saam met die polisie in die Nelson Mandela Bay Metro en Sarah Baartman streek ontplooi word. Die nuut aangestelde provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Vuyisile Nkata, het die opdrag tydens 'n parade in Gqeberha gegee. Die ontplooiing is deel van die jaarlange ondersteunende rol van die weermag, soos president Cyril Ramaphosa dit in sy staatsrede aangekondig het. Die doel van die operasie is om georganiseerde misdaad, insluitend dwelmhandel, onwettige vuurwapens en afpersingssyndikaate te ontwrig. Ongeveer 300 soldate sal saam met polisielede in misdaadgetuisterde gemeenskappe reg oor die provinsie bedrywig wees. We want to stem the authority of the state. We want the people of the areas where gangs have been alive for a long time to live in peace. And we want to regain the confidence and the trust of the communities. We want them to be able to go to the shops, to go to work, be able to go to school without fear of being the victims of stray bullets or the fighting on the streets. Sedert 2019 is meer as 1000 bendeverwante sterftes in die noordelike gebiede in Gqeberha aangemeld. We know exactly the areas or the places where they hide. And of course we do have the strategies to ensure that whether they know the police are there, the army is there, and they can run away, we are going to find. Because another thing that we have also managed to do is to enhance the capabilities to gather information. Volgens die inwoners bring die teenwoordigheid van die soldate 'n gevoel van hoop. Ons soek ons vryheid, ons wil vrylik lewe. Ons wil daarom as dit 'n lekker aand is buite kom stap, maar ons kan nie. Want ons word hosties gehou deur die goeie jy kan nie eens praat nie. Ons kinders kan nie meer leer nie. Van hoe die geweld is en finally ek jarig, ek wag al jare vir die army om te kom. My hart is wit. Elke week moet 'n moeder, 'n vader, sy kind of haar dogter of 'n familielid by 'n oop graf moet hulle staan. Die ontplooiing sal ook na ander dele van die provinsie uitbrei, insluitend Humansdorp en Jeffreys Bay, en sal tot 31 Maart 2027 voortduur. In die voortsleepende Israel-VSA oorlog teen Iran het Iran gewaarsku teen breër en verpletterende vergelding. Dit is in reaksie op die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging dat sy magte oor die volgende 2 tot 3 weke sal voortgaan
om Iran aan te val totdat die land, soos hy sê, na die steentydperk terugkeer. Intussen het Rusland aangedui dat hy gereed is om by die vredesproses aan te sluit. President Trump het in sy toespraak aan sy land gesê dat Iran se vloot en lugmag heeltemal vernietig is en die land se ballistiese missiel en kernprogramme ook verswak is. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Volgens die Iranse staatsmedia het die land se weermagbevelvoerder Amir Hatami intussen opdrag gegee dat magte gereed moet wees om teen aanvalle te loods indien Iran geteiken word. Die Iranse weermag sê hy berei ook voor vir 'n moontlike VSA-Israelse grondoffensief. Intussen is 3 paramilitêre vegters van die Iran-gesteunde Popular Mobilization Forces in die hoofstad van Irak, Baghdad, begrawe. Die 3 vegters, tesame met 2 polisielede, is verlede week in lugaanvalle dood. Die Britse minister van Buitelandse Sake, Yvette Cooper, sê die vrye beweging van vaartuie in die straat van Hormuz moet dringend bewerkstellig word. Cooper het 'n virtuele internasionale beraad met buitelandse ministers van 40 lande gelei. Hulle bespreek die toenemende ekonomiese impak van die oorlog in die Midde-Ooste en moontlikhede oor hoe die straat van Hormuz heropen kan word. Cooper sê oor die laaste 24 uur het slegs 25 skeepsvaartuie deur die straat van Hormuz beweeg. Gewoonlik sal sowat 150 vaartuie per dag deur die straat vaar. We have seen Iran hijack an international shipping route to hold the global economy hostage. This is hitting the trading routes for Kuwait, Bahrain, Qatar, the UAE, Saudi, Oman, Iraq. But that means liquid natural gas for Asia, fertilizer for Africa, and jet fuel for the world. And that Iranian recklessness towards countries who were never involved in this conflict. Amerikaanse president Donald Trump het vroeër die week gesê hy is nog nie heeltemal gereed om die Amerikaanse weermag te onttrek om Iran te dwing om die straat van Hormuz te heropen nie. Trump het by 'n Paasfeesbyeenkoms by die Withuis gesê ander lande moet meer aktief wees om die veiligheid van die straat van Hormuz te verseker. Let France do it. They get a lot of oil from the strait. Let the European countries do it. Let South Korea, who is not helpful to us, by the way, let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Let Japan do it. They get 90% of their oil from the strait. Let China do it. Let them all do it. What the hell are we doing it for? Die Verenigde Nasies se Agentskap vir Handel en Ontwikkeling waarsku dat die oponthoud in die vervoer van goedere deur die straat van Hormuz inflasie kan verhoog. Die agentskap moedig regerings aan om beleid aan te pas om pryse te stabiliseer en noodfinansiering te bied. In 'n gesamentlike verklaring het die Internasionale Energieagentskap, die Internasionale Monetaire Fonds en die Wêreldbankgroep gesê hulle sal saamwerk om wêreldwye ekonomiese en finansiële bestendigheid en energiesekerheid te verseker. Sowat 40 sleutel energiefasiliteite in die Midde-Ooste is reeds beskadig met 'n verlies aan meer as 12 miljoen vaatjies ruolie. Meer gemeenskappe is veiliger oor die Paasnaweek met soldate wat van môre af ook in die Oos-Kaap ontplooi gaan word en bewusmaking word geskep op Wêreld Autismedag. Dit alles net hierna. Dis die vooraand van die Paasnaweek en hoë verkeersvolumes en verkeersopeenhopings kom reeds voor op van die land se hoofroetes. Owerhede het motoriste gewaarsku om die padreëls te gehoorsaam en nie onder die invloed van drank te bestuur nie. Daar was egter reeds 'n ongeluk op die N1 buite Polokwane in Limpopo, waarin 2 mense gesterf het en 1 beseer is.
Die minister van vervoer, Barbara Krisi, het die padveiligheidsveldtog vir die Paasnaweek by die Kranskop Tolhek op die N1 in Limpopo afgeskop. Krisi sê verkeersbeamptes sal op 'n 24-uur basis na die hoofroetes reg oor die land ontplooi word. Die owerhede in Limpopo sê meer as 1 miljoen pelgrims sal na verwagting die tog na Moria aanpak. As we start this weekend, we have noted positive progress as the number of crashes and fatalities nationwide between the 20th of March and the 30th of March this year has shown a reduction compared with the same period last year. In Mpumalanga is daar druk verkeer op die N4 hoofweg na die Lebombo grenspos na Mozambique. We had various red stops in the 3 districts with a roadblock here about 12 kilometers from where we are now, but we will continue to have block patrols, increased law enforcement visibility, and then we also have our traffic officers who will be working on a 24/7 basis. Voetgangers dra ook by tot die grootste aantal padsterftes en die Noordwes is geen uitsondering nie. The problem that we're experiencing in the main is the pedestrians that are crossing our roads under the influence of alcohol. That is another aspect that we also forget that I think we need to focus on. Suid-Afrikaners is gewaarsku om by die padreëls te hou. Al meer mense word deesdae met outisme spektrumversteuring gediagnoseer en daarom is daar 'n groter behoefte aan 'n spesiale onderwysstelsel en infrastruktuurontwikkeling hiervoor. Ouers, organisasies sonder winsbejag en gemeenskapslede het Wêreld Outismedag gevier met 'n vreedsame staptog na die parlement in Kaapstad. Die groep het 'n memorandum aan die parlement oorhandig as deel van 'n globale inisiatief om bewusmaking te skep en die pleidooie te rig vir die regte van mense wat met outisme leef. Autism Matters RSA het die optog gereël en sê die regering moet neuro-inklusiewe omgewings in gesondheid, onderwys en werkplekke skep. Ouers soek meer voorskoolse ontwikkelingssentrums, skole en onderwysers. Hulle dring ook aan op rehabilitasieterapie soos fisio, arbeids- en spraakterapie. We have to push as parents, as the organization, not giving up. Pushing until something is done because we believe that something can be done, but if the focus can be shifted back to our children. Ossie sê kinders met neurodiversiteit is kwesbaar vir seksuele mishandeling. Sy sê die regering het goeie beleide in plek, maar die implementering daarvan laat te veel te wense oor. Die minister van die presidentsie, Sindiswe Shikunga, het die memorandum ontvang. The equality that is guaranteed in the Constitution is real. And that is why for us, disability inclusion is not something that should be done elsewhere. It should actually be part of every policy. Shikunga sê die onderwysbeleid vir kinders op die autisme spektrum moet hersien word. Nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Visverkopers by Houtbaai Hawe in Kaapstad is bekommerd oor die afname in beskikbare vangs as ook verkope. Vir generasies lank is die aanloop tot die Paasnaweek visverkopers se besigste tyd van die jaar. Suid-Afrikaners berei graag ingelegde vis, oftewel curryvis voor vir Goeie Vrydag. Hoewel daar loyale kliënte is, sê visverkopers dit is steeds 'n opdraande stryd om te herstel na die COVID-19 pandemie. Varsvis uit die see van die skuite in Houtbaai se hawe. Getroue kliënte sê hulle sal nêrens anders hulle aankope doen nie. Ek was laas naweek hierso vir die geelstert vir die pekelvis. My mense het ingelê by die werk. So eergister vir my 'n lekker bakkie gegee wat Sondag reg sou wees, maar vanoggend is daar red snapper, 'n lekker van die reefs af. So hy gaan vanaand op die braai wees.
Fahima Oktober verkoop en verwerk vir baie jare vis. En as 'n kenner in haar veld, sê sy geelstert is baie gewild vir curryvis. Maar mense verkies ook stokvis en plaaslike inwoners wat hulle storie ken, koop snoek. Is baie vars en groot. Daar koop ek jaarliks, elke jaar koop ek vis. Wat het jy gekoop en wat gaan jy daarmee maak? 'n Snoek, ek gaan pikkelvis nou maak. Lekker vir my klein kinders om te eet. Oktober sê die tyd van grootmaatverkoop is vir nou verby, met kwotas wat by die jaar verminder. Sy sê mense sowel as besighede sukkel ook om kop bo water te hou. Corona tyd wat dit nou al vir 'n tydjie so, even weekends as ons gewerk het, as dit af en op wat jy af en aan 'n stal, daar's party saras wat ons huis toe gaan met baie van ons vis en dan nou miskien weer in next weekend dat dit nou weer volop is. Sy hoop die gety sal vir hulle draai en dat meer mense weer sal terugkeer om vars vis uit die see te koop. Haar kliënte sal die naweek tevrede wees met die heerlike curryvis wat hulle saam met paasbolletjies sal geniet. Mariska Botha, SAK nuus, Houtbaai. Die sportnuus volg net hierna as ook die weer vanmôre, bly gerus ingeskakel. En ten slotte, die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het sy Artemis 2 sending suksesvol by Cape Canaveral in Florida gelanseer. Die ruimtelanseringsvuurpyl het vanaf die Kennedy Ruimtesentrum opgestyg met 4 ruimtevaders, 3 Amerikaners en 1 Kanadees in sy Orion ruimtekapsule. Dit is die eerste bemande vlug na die maan in meer as 50 jaar en sal Victor Glover, Jeremy Hansen, Reed Wiseman en Christina Koch verder van die aarde afneem as ooit tevore, sowat 405.550 kilometer. Die verkenningsvlug om die maan is deel van NASA se voorbereidings om ruimtevaarders in 2028 weer op die maan te laat land. Meer as 50 jaar na die Apollo-maanlandings. Die 4ste tog om die maan sal 10 dae duur. Volgens die ruimteagentskap was daar gedeeltelike verlies aan kommunikasie met die Orion ruimtetuig, ongeveer 51 minute in die sending. Kommunikasie is sedertdien ten volle herstel. They're secure and they're in great spirits. We will continue to monitor their health and the status as we move into the next phase of the Artemis 2 mission. So after a brief 54-year intermission, NASA is back in the business of sending astronauts to the moon. We have arrived at this point through a sustained effort and national commitment and the work of thousands across the agency, our industry partners and our international allies. Die kapsule sal na verwagting maandag die maan bereik. En dis dan al vir vanaand. Die Afrikaanse redaksie wens jou 'n geseënde Paasnaweek toe. Wees veilig en geniet die lang naweek met jou geliefdes. Mooi bly, totsiens.